Jy onkruid in jou tuin. Hierdie is 'n gelykenis oor 'n onkruid probleem. Die Franse filosoof het gesê, homo viator. Ons karakters bepaal ons bestemming. Het jy al aan gedink? Ons karakters bepaal ons bestemming. Wat is die doel met genade tyd? Hoekom gee die Here vir ons genade op die oomblik? Onkruid verander nie noodwendig in koring nie. Dis temaatjies wat ons nou gaan kyk. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai. Sies, en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en die vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. Wat gaan hier aan? En die diensknegte van huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het jy dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Ons het gesien dit is goeie saad. Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê ons moet dit gaan bymekaar maak? Jy wil goed uittrek. Maar hy antwoord nee. Wil jy iewers 'n vuil goed gaan uittrek? Nee. Dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring bymekaar in my skuur. Jy weet, die Here het sulke fantastiese dieptes in hierdie gelykenisse. Ek kan dit nie genoeg bepeins nie. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Mense blameer die Here, maar is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, wat nie ver is nie. En die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak. Al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen. Bietjie later trek hy nou uit nie. En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Nou dis wat Matteus onder inspirasie geskryf het. Kom ons kyk 'n bietjie dieper in hierdie aangrypende gelykenis. Ons gaan na ander tekste. Die saailand, sê Jesus, is die wêreld. Ons moet dit sien as die kerk van die Here in die wêreld. Kerk van die Here is in die wêreld. Dit is 'n beskrywing van die koninkryk van God en die werk van verlossing van die mensdom. Hy gebruik sy kerk om hierdie werk te doen. As jy lidmaat is van 'n kerk, wil die Here hê, jy moet saai. Die Heilige Gees praat met harte van mense, maar dit is in die kerk waar ons geestelik moet groei. Hoekom? Want in die kerk is daar skyn heiliges en goeies. Jy kan nie ontwikkel as jy nie konflik het met mense nie. Jou knie moet van ons sê, Here, help my met hierdie ou tannie, sy maak my mal. Matteus 13 vers 37, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Die goeie saad stel mense voor, wat uit die studie van die woord van God, die waarheid, wedergebore is. Jy word wedergebore. Die studie van die woord van God. Neem tyd. Bekering is nie 'n eenmalige iets nie, is 'n daglikse iets. Die onkruid stel mense voor wat deur dwaalleer en valse beginsels beïnvloed is.
Daar's soveel fopnuus vandag. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. God en sy engele sal nooit saad saai wat onkruid voortbring nie. Die onkruid word uitsluitlik deur Satan, die vyand van God en mens, gesaai. En as jy 'n verskriklike korrelkop in jou gemeente het iemand anders om daar kom saai. In die ooste het mense met tye weerwraak op hulle vyande geneem, deur onkruid in hulle lande te saai. In die begin het dit baie soos koring gelyk. Hierdie onkruid het baie skade aan die koring berokken, en die eienaar het groot finansiële verliese gelei. Die kinders van die Here is platgeslaan, wanneer hulle sien hoe die valse lidmate die ware lidmate heel. Hulle het 'n passie om die kerk van hierdie elemente te suiwer. Soos die diensknegte van die huisheer is hulle gereed om die onkruid te gaan uittrek. Ons sal hierdie kerk regruk, ons gooi 'n paar broers en susters hier uit. Kan jy met hierdie diensknegte resoneer? Sal jy gelukkiger wees as daar van hierdie moeilikheidmakers in jou kerk wegbly? Ja, maar Jesus sê doen dit nie. Maar hy antwoord nee, dat julle nie miskien as julle onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Jesus het duidelik geleer dat mense wat in openlike sonde leef, moet uit die kerk verwyder word. Dis nou 'n feit. Hier is iets anderste. Maar hy het nie vir ons die werk gegee om mense se karakter en motiewe te oordeel nie. Ons het nie daai vermoë nie. Ons kan nie diep in daai brein inkyk nie. Hy ken ons te goed en te deeglik om hierdie werk aan ons oor te laat. Los daai mense. As daar moeilike mense in jou gemeente is, sal jy moet leer om hulle te verdra, my liewe vriend. En vir hulle goed te wees, hulle te vergewe. En Jesus se karakter aan hulle voor te stel deur jou gedrag. As ons probeer om mense uit die kerk te kry, wat ons dink nie ware Christene is nie, gaan ons groot foute begaan. Ek het dit al gesien. Ons beskou dikwels mense as hopeloos, terwyl ons liewe Here besig is om hulle na homself te trek. So, hy is miskien nou so, maar oor 2 weke is hy anderste. Die skynheiliges is 'n ander saak. As ons met ons gebrekkige oordeel hierdie mense moet aanspreek, kan ons miskien hulle laaste bietjie hoop wat hulle het vernietig. Ek het al nie vir mense sien kerk toe kom. En as die broers en die susters so ontstel oor hoe hierdie mense hulle nog gedra, los hulle so rukkie. Maar wat hulle self as Christene beskou, mag die koninkryk misloop. En daai snaakse in die kerk, hy mag miskien daar uitkom. Dan gaan daar ook baie mense in die hemel wees, wat ons gedink het nooit daar sal wees nie. Ons mag moontlik mense volgens hulle voorkoms oordeel, maar God kyk na die hart. Ek kan nie dieper gaan as dit nie. Die koringe en die onkruid gaan tyd by die oes saam wees. Dit gaan by mekaar bly tot die wederkoms van Jesus. Die oes kondig die einde van die genadetyd aan. In die woorde van die Heiland is daar ook 'n ander belangrike les. Dit handel oor die mooi opbouende woorde van verdraagsaamheid en minlikheid. Hoe verdraagsaam is jy oor daai moeilike broer of suster in die kerk? Die onkruid het sy wortels stewig aan die wortels van die goeie saad gedraai. Dis presies wat ook in die gemeente gebeur. Die goeie en die slegte lidmate word in mekaar verstrengel. En dan moet ons ook in gedagte hou dat die sogenaamde skynheiliges nie ten volle ontmasker is nie. As hulle van die kerk geskei sou word, kan sommige miskien struikel wat andersins standvastig sou gebly het. Ons moet so versigtig wees
Die gelykenis vertel ook van die manier waarop God met mense en engele omgaan. Toe Satan in die hemel gesondig het selfs die engele nie sy karakter ten volle verstaan nie. Hy was 'n briljante verleier. Dis waarom God hom nie vernietig het nie. Mens wonder hoekom het hy dit nie gedoen nie. Die gelykenis sê vir ons. As hy dit sou doen, sou die heilige engele nie sy regverdigheid en liefde kon verstaan nie. Twyfel oor God se goedheid sou, net soos in die geval van die onkruid, 'n oes van ellende en verdriet voortbring. Gevolglik is Satan, die outeur van boosheid, gespaar, totdat sy karakter ten volle geopenbaar gaan word. Dis nie meer lank nie, maar dis hoe God met die kriminele werk. Los hulle in die kerk. Die Here sal dit hanteer. Deur die eeue het God gelei, terwyl hy die verwoestende werk van Satan aanskou het. Hy sien dit. Hy kon Satan verwoes het, maar hy het nie. Hy het die weergalose geskenk van Golgotha vir ons gegee, om Satan se wanvoorstelling van hom te vernietig. Daar het almal gesien wie Satan en wie Jesus was. Hulle twee het ontmoet. Selfsug het verloor en liefde het gewen. Liefde is 'n wenner. Onkruid kon nie uitgetrek word sonder die gevaar dat kosbare graan ook ontwortel word nie. My liewe vriend, kan ons nie maar soos Jesus verdraagsaam wees met hierdie mense in die kerk nie. Die wêreld het geen reg om die waarheid van die Christelike leer te betwyfel, omdat daar onwaardige lidmate in die kerk is nie. Ons moet ook nie oor hierdie valse lidmate ontmoedig word nie. Soos die mense sê, as hy 'n lidmaat by julle, hy het ons so verneek. Bly in die kerk, moenie loop as gevolg van wat aangaan nie. Los dit vir die Here. Jou plig is om nie die onderlinge byeenkomste te verwaarloos nie. Hoe het Ananias en Safira hulle self in die vroeë kerk gedra? Was dit nog steeds die kerk van God? Ja, die voorbeelde sê ons, moenie mismoedig raak oor bose mense in die kerk nie. Hulle sal altyd daar wees. Mense wat met die leerstellings van die gevestigde middeleeuse kerk verskil het, is tronk toe, gemartel en doodgemaak. Wat? Ekskuus. Dit is deur mense gedoen wat voorgegee het dat hulle dit op die gesag van Christus gedoen het. Ek gaan nie bepaal verder skinder oor hierdie vroeë godsmanne. Dis egter nie die gees van Jesus wat so iets doen nie, maar die gees van Satan. As jy mense wil terugkry, dis hoe die duiwel werk. As jy hulle wil vergewe, dis hoe die Here werk. Die hervormers het op die brandstapel gesterf. Dit was Satan se metode om die wêreld onder sy beheer en mag te bring. Hulle optrede teenoor ketters was 'n wanvoorstelling van God se karakter. Hulle het die kerk se naam opgemors deur hierdie mense te verbrand. Jesus se gelykenis leer ons om nie anders sommer goedsmoeds te wantrou nie. Ons moet nie wantroue saai nie. Kom ons wees saaiers van die goeie saad. Die feit dat daar mense in die kerk is, maak nie noodwendig van hulle Christene nie. Die het gekry. Hulle is besoekers. Nie noodwendig Christene nie. Sondaars wat voorgee dat hulle vroom is. Sorteer vir 'n ruk onder die ware volgelinge van die Here. Deur hulle skyn word baie bedrieg, maar met die oes sal daar geen ooreenkoms meer tussen vals en eg gesien word nie. Los dit vir die Here. Dan sal hulle wat by die kerk aangesluit het, maar nie by Jesus nie, ontmasker word. Die onkruid word toegelaat om saam met die koring te groei en om al die voordele van son en reën te geniet. Maar tydens die oes sal julle die onderskeid sien
tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. As jy teen die onkruid in jou eie hart, of die onkruid in die kerk stry, vra God jou, asseblief tog, om dit nie te doen nie. Los die saak by hom. Los die saak by hom. As jy teen die onkruid in jou eie hart, of die onkruid in die kerk stry, vra hom om jou te help. Los dan die saak by hom. Ek het al so deurgeloop. My pa het gesê, my kind bly in die kerk. Jesus self sal besluit wie waardig is om met die gesin van die hemel te verenig. Dit is God se besluit. Hy sal elke mens volgens sy woorde en dade oordeel. Belydenis kom nie in aanmerking nie. Talk is cheap, money buys the whiskey, ou spreekwoord. Belydenis kom nie in aanmerking nie. Maak nie saak wat jy sê nie. Dit is karakter wat ons lotsbestemming bepaal. Wees 'n goeie mens. 'n Vergewende mens. Die Heiland verwys nie na 'n dag wanneer al die onkruid in koring gaan verander nie. Ja, hierdie kerk, ons gaan hom regkry. Nee! Die koring en die onkruid groei saam tot by die oes, die volëinding van die wêreld. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Jesus het so mooi gepreek. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Soos ek gesê het. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en in vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur. En hulle sal die koninkryk bymekaar maak, al die struikelblokke. Daai struikelblokke in jou gemeente. En die wat die ongeregtigheid doen in ons gemeente. En sal hulle in die vuuroond gooi. Wees jammer vir hulle lot is vreeslik. Daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Die ore het om te hoor, laat hom hoor. En sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Die ore het, moet luister. Die Here wil nie jy moet verlore gaan nie. Volgende keer, die gelykenis van die slegte landbouer. Liefdevolle Vader, dankie dat U ons van U liefde vertel. Maar dankie ook dat U ons op ons foute wys. Nie om ons te veroordeel nie, om ons te help om ons oë oop te maak. En die verkeerde gesindheid in 'n mooi gesindheid te verander. Dankie vir die pragtige woord in Jesus naam. Amen.